Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Where you lead, I will follow. Let your will be done. Yours is the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Where you lead, I will follow. Let your will be done. Yours is the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. Where you lead, I will follow. Let your will be done. Yours is the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go. You lead, I will follow. Let your will be done. Yours is the glory, yours is the kingdom forever, amen. It's not what I can or cannot do, but what you can do. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go. I open up my heart, I open up my mind. Let's go, Holy Spirit, let's go.
van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, die is oneindig groot. U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat jy gemei. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot. U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat jy gemei. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U. Is vir ewig, is vir ewig, is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat jy gemei. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U. Het gaan alles net oor U. Het gaan alles net oor U. Here, ek besef vanmôre niemand is soos U nie. U is ons heiland, Here, U is alles vir ons. En vanmôre kom ons, Here, ons sny af elke vloek, elke skans, elke houvas van die duiwel, elke plan wat hy beraam om in te kom om hierdie diens te versteur, breek ons nou af in die naam van Jesus. Ons vra U soete Heilige Gees se teenwoordigheid in ons midde. U is al reeds welkom in ons midde, Here. Oh, Holy Spirit, you are so welcome in this place. Oh, and we know that we won't leave here the same like we came in the name of Jesus. Vader, ek vra dat die Heilige Gees net sal gebied om ons te lei in hierdie diens, Here. Alles wat ons doen, sal ten eer en verheerliking van U naam wees, Here. Ons roep U naam aan, die naam waar alle name tereg het die miel gesing. Dit gaan alles net oor U. Vader, die Bybel sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek sal jou eer. Oh, Jeremia 33 vers 3 sê, dan ons moet nie aanroep en U sal ons bekend maak. Groot en ondeurgrondelike dinge, waarvan ons nie weet nie. Here Vader, ons weet dat U is ons lig en ons heil. Here, U is ons herder, ons sal niks kort kom nie. En daarom is ons vanmôre hier, net om te kom ontvang, net om dieper saam met U woord te delf, Here, en te leer, Here Vader. En ek bid sodat ons kan groei in U meer en meer, Here. Here Vader, seën pastoor Clem wat die woord gaan bedien, Here. Dankie dat hy sy hart seën, die woord wat U op sy hart gelê het, Here, dat dit sal wees, Here, tot stigting van elkeen, Here Vader. Seën sy lippe, salf hom, Here, gee op niets 'n nuwe en 'n vars salwing op sy lewe in die naam van Jesus, Here. Ek bid dat U net sal heers in hierdie plek. Alles wat nie van U af is nie, dat dit sal uitgaan in die naam van Jesus. Dankie dat U ons vergewe. Here, gee ons 'n kalmte, gee ons net vrede, Here, vanmôre in hierdie plek. En ek bid dat U ons sal seën, Here. Ek bid ook, Here, vir die offergawes, Here, finansies, Here. Here Vader, elkeen wat gaan saai, Here, wat gaan gee vir U koninkryk, dat U, Here, ons sal seën en elkeen van ons se behoeftes ook sal voorsien. As my gebed in Jesus naam, Here. Ons gee alles oor aan U vandag. Neem beheer, Here. It's all about You. In Jesus name. Amen. Amen. Amen.
verlossing het gekom op Golgotha. Verlossing het gekom op Golgotha. Verlossing het gekom daar op Golgotha. Op Golgotha, op Verlossing, verlossing het gekom op Golgotha. Oh, verlossing het gekom op Golgotha. Yeah, verlossing het gekom op Golgotha. Op Golgotha, op Golgotha. Sê oorwinning, oorwinning het gekom daar op Golgotha. My oorwinning het gekom op Golgotha. Oorwinning het gekom op Golgotha. Op Golgotha, op Golgotha. Oorwinning het gekom op Golgotha. Oorwinning het gekom op Golgotha. Oorwinning het gekom op Golgotha. Op Golgotha, op Golgotha. Oorwinning het gekom op Golgotha. Oorwinning het gekom op Golgotha. Oorwinning het gekom op Golgotha. Op Golgotha, op Golgotha. Oorwinning het gekom op Golgotha. Oorwinning het gekom. Halleluja. Oorwinning op Golgotha. Halleluja. Oh yeah, op Golgotha. Kom ons prys die Here, yeah. Hallelujah. Hey, Jesus. Oh, we worship you. One more time. Oh yeah. Dankie Here vir die oorwinning, yeah. Yeah. Sê oorwinning het gekom op Golgotha. My oorwinning het gekom op Golgotha. Oorwinning het gekom op Golgotha. Yeah, op Golgotha. Ja, op Golgotha. Kom ons sê genesing, genesing het gekom vir jou en my op Golgotha. Genesing het gekom daar op Golgotha. My genesing het gekom. Oeh, yeah. Op Golgotha, Golgotha, op Golgotha. Daar is redding vir jou en my. Redding het gekom op Golgotha. Oh, redding het gekom. Oeh, op Golgotha. My redding het gekom op Golgotha. Dankie Jesus vir die prys.
on, oorwinning is ons in. Halleluja. Kom ons loof die Here vir die oorwinning. Oh, for we will triumph in the Lord, and we will triumph like never before. For greater is He who makes me overcome, and we will walk in the power of His might, and we will shine for this glorious light. For greater is He who makes me overcome. For we will triumph in the Lord, and we will triumph like never before. For greater is He who makes me overcome. Oh, we will walk in the power of His might, and we will shine for this glorious light. For greater is He who makes me overcome. We will triumph in the Lord, and we will triumph like never before. For greater is He who makes me overcome. We will walk in the power of His might, and we will shine for this glorious light. For greater is He who makes me overcome. Can we sing it again? Yeah, for we will triumph in the Lord. We will triumph like never before. For greater is He who makes me overcome. We will walk, yeah, and we will shine for this glorious light. Hey, greater is He who makes me overcome. Oh, yeah, yeah. Greater is He who makes me overcome. We will walk, yes, Jesus, we will shine for your light. For greater is He who makes me. I want to do it one more time. We will triumph in the Lord. We will triumph like never before. Greater is He who makes me overcome. We will walk in the power of His might, and we will shine for this glorious light. Yeah, for greater is He who makes me overcome. Hallelujah! We are overcomers. Hallelujah! Amen. En almal wat bly is om hier te wees, sê amen.
Groet uit die ou langs jou en voor jou en om jou en sê man, ek is so bly om saam met jou in die huis van die Here te wees. Prys die Here. Halleluja. Nou, die liedjie wat ek gaan sing, jy kan staan, jy gaan net nou langs sit. Ek sê jy gaan net nou langs sit, so jy moet maar 'n bietjie staan. Maar hierdie liedjie gaan so. Hallelujah, what a thought. Jesus full salvation brought victory. Victory. Oh, let the powers of sin assail. Heaven's grace can never fail. Victory. Oh, victory. I'm on song. Oh, victory. Yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory. Hallelujah. He is all in all to me. Sing het nog eenmaal. Victory. Yes, victory. Oh, hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all in all to me. For I'm trusting in the Lord. I'm standing on His word. Victory. Victory. For I have peace and joy within, since my life is free from sin. Victory. Oh, victory. I'm on Psalm. Oh, victory. Yes, victory. For hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all in all to me. Stop and song. Yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all in all. Sing it for me. Hey, victory. Victory. Oh, hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all in all to me. For I'm trusting in the Lord. Oh, and I'm standing on His word. There's victory. Oh, there's victory.
I have peace and joy within, since my life is free from sin. Oh, there's victory. Oh, sweet victory. Oh, victory. Yes, victory. Oh, hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory. Hallelujah. He is all. Hallelujah. Sing het de laatste keer samen. Oh, victory. Oh, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory. Hallelujah. He is all. He is all in all to me. Hallelujah. Prys die Here. Nogmaal. Halleluja. 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 Shikayana. Hallelujah. 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 Want Hy is hier. Oh, Hy is hier. Triomferant, triomferant. Oor die dood is Hy die Heer. Halleluja. Elke knie sal buig. Elke tong bely dat Jesus is die Heer. Sing het nog eenmaal. Want Hy is hier. Halleluja. Hy is hier.
in ons midde, Here. Sabakatura Boshela. Hallelujah. Church, the battle belongs to Jesus, but victory is ours. Come on. And there's absolutely no one that can stand against our Lord. No one can. I said no one can. Oh yeah. Thank you, Jesus. And who will stand against the Lord? No one can, and no one ever will. Who will stand against the King? No one can, and no one will. Sing it with me, say, oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh yes. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Let's do the verse again. Who will stand? And who will stand against the Lord? No one can. No one will. Who will stand against our King? Who will stand against the King? No one can, and no one will say, oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Victory belongs
Victory belongs to Him. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Sing it again, church. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. It belongs to Him. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Halleluja, kan ons hierdie Jesus, wat hierdie oorwinning vir ons bewerkstellig het, 'n lofoffer gee, prys hom, loof hom, gee hom eer, gee hom aanbidding, gee hom jou beste paar sekondes. Kom aan, jy kan beter doen as dit. Hy verdien die hoogste eer, hy verdien die hoogste lof. Halleluja, jy's duur gekoop, nie deur goud of silwer nie, maar deur die kosbare bloed van die lam. Hy het jou gekoop, jy is sy eiendom. Jy behoort nie aan 'n mens nie, jy behoort nie aan 'n sisteem nie, jy behoort aan Jesus, en sy oorwinning is jou oorwinning. Sy deurbraak is jou deurbraak. Halleluja. Kom aan, loof hom. Gee hom nog jou beste. Halleluja. Gee hom jou beste. Gee hom jou beste. Kibata raturo setelela bahanda. Raturelelelelele turbo sinamaya turbo yenda. Hallelujah. Victory belongs to you, Lord. It belongs to Jesus. It belongs to Jesus. Oh, dis U se Here. En ons gee U die prys en die lof en die aanbidding. Halleluja. Halleluja. Ek wil hê U moet U sitplek inneem. Dankie orkes. Julle kan julle sitplek inneem. Ek wil hê U moet vir my oopmaak by 2 Korintiërs 2 vers 14. En terwyl U daar oopmaak, as jy Netflix aansit, of jy sit DStv aan op een of ander fliek, dan sit jy met graagte 1 uur en 40 minute plus voor daardie fliek, wat in elk geval jou gedagtes besoedel met gemors. So wat ek vanmôre van jou vra is 1 uur. En ek wil nie elke keer verskoning vra nie, maar ek het omtrent min of meer gekyk, dit gaan omtrent plus minus 1 uur wees. Met die klem op die plus. Maar ek wil nie so verskoning vra nie. Ek het 'n stuk steak wat ek weer moet aflewer vanmôre. So, kyk nou hoe laat is dit. En dan, as ek jou irriteer, of jy hou nie van my nie, byt vas, die uur gaan klaarmaak. Is dit reg so? Maar ek het 'n ernstige woord. 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 17. Mag ek vra voor ek begin? Ek weet dis warm, maar daai wind is nie goed op my terwyl ek sweet nie. Kan iemand net bietjie toemaak daar, laat die wind net nie so verskriklik op my waai nie. Ek weet dis warm, maar die Here gaan nog vir ons 'n groot aircon gee. Amen. Hy kos maar net R350,000. Maar net. En dan God kan, amen. Ons gaan hom kry. Maar ek het hulle gesê, dis nie ons gebou hier in hulle, as hulle hom gaan insit die dag, dan moet hy kan uitkom. Want hy gaan saam waarna toe ons ook al trek.
Amen. Alright. 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 17. Mense, dit is geweldig. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus. En wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Stink jy of ruik jy lekker? Vir die laaste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe. En wees tot hierdie dinge bekwaam. Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar opreg, uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. As ek hier afsit, kan ons huis toe gaan. Dan het jy iets om te gaan aankou. Amen. So Here, dit is nie in my vermoë om hier te staan nie. Sal U my tog kom help om hierdie woord tot sy reg te laat kom onder die salwing en die inspraak van die Heilige Gees. Here, ek ervaar daar's 'n steuring in die atmosfeer. En ek roep orde in die atmosfeer. In die naam van Jesus. Elke steuring in die atmosfeer bind ek in die naam van die Here. Ek onderwerp dit tot gehoorsaamheid aan Christus. In Jesus naam. Amen, amen. Dis nie moeilik om te sien dat ons lewe in 'n wêreld wat onderste bo gekeer is. Ons het net nodig om na ons regering te kyk, na die parlement te kyk, wat daar alles gebeur en gesê word. Hoe ons tans in 'n nasionale eenheid is, 'n regering van nasionale eenheid. Hoor ons kort leiers van politieke partye wat praat en hierdie geweldige harde woorde na mekaar toe uitskree. Dis respectful in elk geval. Soms lyk dit vir my soos 'n sirkus. En wanneer ons kyk na Suid-Afrika, en ek moet nie indelf in dit nie, maar ek wil net 'n inleiding vir u gee. Dan sien ons al die geweld en die misdaad, en ek kan nou syfers gaan haal en dit noem, maar my boodskap gaan nie daaroor nie. U ken die omstandighede van Suid-Afrika, die moorde, die korrupsie. As jy 'n man en 'n vrou is van integriteit, sal jy korrupsie haat met 'n passie. En ek weet nie van jou nie, maar ek haat dit. As ek hoor hoe geld verduister word, en laat ek net kalmeer. Dan wil ek slange vang. Want dan sien jy hoe gaan goed agteruit in Suid-Afrika, oor die nuus, die hele tyd, hoor ek dit. Dorpe word nie na gekyk nie. Goed gaan uit agteruit, dit word nie onderhou nie. Ek paar weke terug toe ek in Brakpan. My pa kom haal my, en ek ry deur Brakpan, dierbaar, as jy wil nie weet hoe lyk Brakpan nie. Nou ek weet almal spot met Brakpan, maar ek wil vir jou sê Brakpan, ek het daar groot geword. Daar kom goeie goed uit Brakpan uit. Ja, die Kraaifonteiners weet waarvan ek praat. En Brakpan was 'n mooi dorp op sy tyd. Maar 'n lang storie kort, en ek wil nou nie lank hier by stil staan nie, maar ons ry daar deur en ek sê vir my pa, het hulle load shedding? Hy sê, waarvan praat jy? Ek sê, al die robotte is af. Hy sê, nee, dis hoe dit gaan. Dis niks werk nie. Robotte word nou stopstrate. Hulle sit stop, want daar is nie geld om die robotte reg te maak nie. En goed gaan dit agteruit en gaan agteruit, en wanneer ons kyk na wat in die wêreld aan die gang is op die oomblik. Die oorlog. Luister,
Ons was nog nooit so naby aan 'n derde wêreldoorlog soos nou nie. As ons nie in 'n mate alreeds in hom is nie. Wanneer ons kyk om terug te kom na ons land toe van 'n ma wat 'n pragtige blou oog dogtertjie Jocelyn Smith verkoop aan 'n Sangoma vir R20,000, dan sê ek, my Here, waar gaan die wêreld heen? Want dis in die orde van die dag, ons het net toevallig vir Jocelyn gehoor, maar ek wonder hoeveel ander kinders is stil wegverkoop aan Sangomas, en dan word Sangomas nogal goed gekeur deur die parlement, as 'n volwaardige dokter, jou duiwel. Moet eers kalmeer. Die Here weet. Kom ek swaai, as ons kyk na statistieke, wat geopende deure vir ons gee. Ek het dit gaan haal op die internet, dis die nuutste statistieke. 1 uit 7 Christene word wêreldwyd vervolg. 1 uit elke 5 in Afrika. 2 uit elke 5 in Asië. Hoor gou mooi. Net laas jaar, ek praat nie van Paulus se tyd nie, ek praat nie van 2000 jaar terug nie, net laas jaar was 4476 Christene doodgemaak as gevolg van hulle geloof in Jesus Christus. En jy wil die Here ophou dien omdat jy nie brood kan koop nie. Jy wil die Here ophou dien want jy gaan deur 'n ou uitdaging kie. Maar amper bykans 5000 Christene het gesterf. Nie vir 'n bord kos nie, maar vir die evangelie. Net laas jaar 7679 kerkgeboue was aangeval en vernietig. Hierdie goed haal nie die hoofnuus nie. 4744 Christene was in tronke gegooi. Ons lewe in 'n wêreld wat onderste bo gekeer is. En ek praat nie eers van morele waardes nie. Laat ek dit tog net nie sien. Maar dit is ooglopend om te sien, die morele kompas is gebreek. Wat reg is verkeerd, wat verkeerd is reg. So hoe lewe 'n mens in 'n wêreld waar die morele kompas gebreek is? Hoe leef 'n mens met die beste kant bo in 'n wêreld wat onderste bo is? Hoe leef 'n mens godsvrugtige lewe in 'n wêreld waar die sonde vermeerder en wat goddeloos is en boos is? Hoe het 'n mens vrede in 'n wêreld wat vol onrus is? Industriële onrus, politieke onrus, verhoudingsonrus, rasse onrus, geslag onrus. Is dit moontlik vir 'n kind van die Here, 'n bloedgewaste kind van God, 'n Heilige Gees gevulde man en vrou, om in al hierdie soort toestande, samelewing en ons in omstandighede, en die goed wat ons in die oë staar om 'n oorwinnende, triomfantelike lewe te lewe? Is dit moontlik? Is dit moontlik om in hierdie toestande 'n lewe te leef wat God verheerlik? Met alles wat op sosiale media gesê word. Met al die nuwe wette wat goedgekeur word. Al die boosheid wat besig is om te seevier. Goed wat ons harte skeur. Goed wat die volgende generasie se toekoms belemmer. Ek wil dit sê. Goed wat Afrikaans wil belemmer. Ek wil net vir jou een ding sê. Ek sal Afrikaans preek tot die Here kom. Ek sal so nou en dan, nie nou nie,
maar eendag 'n Engelse begrafenis doen. En ek sal vir jou dalk 'n Engelse teksvers quoteer. My Engels praat, die Here weet, hy gaan my moet diep uithaal as hy wil ek moet dit doen. Ek staan vir Afrikaans, ek is lief, die Here het my gered in Afrikaans, ek staan vir Afrikaans. Ek hoor mooi, familie, hier's genoeg Engelse kerke hier om jou. Ek weet, God het my nie geroep vir Amerika nie, ook nie vir Australië nie, ook nie vir die Engelse nie. God het my geroep vir die Suid-Afrikaanse volk. En dus bly ek Afrikaans praat. En ek is trots op my taal. Okay, dit was seker onnodig al die goed. Oom Laurens, dit was nie eens in my notas nie. Die Here moet my help, en dit is 'n ewige woord hierdie. So is dit moontlik om in alles wat ek nou sê, 'n oorwinnende, triomfantelike lewe te leef. Is dit moontlik dat ons bo die omstandighede kan heers en nie onder die omstandighede nie? Kan ons beheer vat van ons omstandighede en nie toelaat dat die omstandighede ons beheer nie? Kan ons meer wees as oorwinnaars, al word ons soms vertrap, verneder en ja, soms verloor ons 'n ronde of 2. Is hierdie soort lewe moontlik in die tye waarin ons lewe? En wanneer ek kyk na die skrif wat ons gelees het, familie, is die antwoord een groot klipharde ja. Oh, dis treurig hoeveel amens daar nou was. Ek sê ja, ons kan. Verstaan mooi familie, die dag by jou wedergeboorte. God het jou nie gewederbaar om te verloor nie. God het jou, het homself in jou gedeponeer. Die volheid van God is in jou. Die heerlikheid van die Here is om jou. Sy engele is rondom jou. Jy sit met die woord van God langs jou sy, die mees kragtigste boek in hierdie wêreld. En familie, hy het dit nie alles vir ons gegee, dat jy soos 'n brombeer met 'n koppetjie wat hang, en sê, ai, arme ek is 'n ou Christen. O, ja, julle klomp stoute sondaars, los my uit, ek is 'n arme ou Christen. En jy leef verslaan elke dag. Dis nie God se plan vir sy kerk nie. Dis nie God se plan vir sy kerk nie. God het jou gewederbaar. Jy's wedergeboorte om oor te vat. Jy's wedergebore om te heers. Om beheer te vat in die geestelike sfeer. Nie om terug te duins nie, sê, oh, die duiwel is alweer besig, kom ek hardloop weg nie. Nee, met my God loop ek 'n penstorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Raai waar toe hardloop Dawid, toe hy dit sê. Hy hardloop weg van die vyand, hy hardloop na die vyand toe. Met my God spring ek oor 'n muur, waar toe? Na die vyand toe. Jy moet nou ophou so wegkruip agter die muur, spring oor die muur en hardloop na die vyand toe. Kyk hom in die oë en sê, met my God spring ek oor 'n muur. Met my God loop ek 'n bendestorm. Luister, oh, Here help my. Ons het te veel lafaard Christene. Jammer hier in Afrikaans, by Kruiskyk Familiesentrum, hoor ons goed soos dit is. Jammer as ek jou omkrap, maar ons kan nie meer lafaarde hê wat God doen nie. Ons moet die vyand in die oë kyk en sê, ek gaan nie terugduins nie, ek gaan nie retireer nie. God is vir my, ek is gewederbore, ek is gewederbaar om oor te vat, om besit te neem, om te heers.
So God het 'n manier ontwerp vir my en u om 'n oorwinnende triomfanklike lewe te lei. Te midde van chaos, konflik, selfbeheptheid, hebsug van hierdie wêreld. En daar's seker goed wat hy vir ons op plek gesit het, vir my en u, om hierdie lewe van oorwinning te leef. Hier's een sleutel wat ek lees in ons geleesde gedeelte, wat Paulus van praat, wat 'n sleutel is tot hierdie oorwinnende triomfanklike lewe. En daardie woordjie wat 'n sleutel is, word genoem dankbaarheid. Oralste lees ons in die Bybel, in Paulus se briewe, dan sê ek dank my God wanneer ek aan julle dink. Ek dank my God deur Jesus Christus vir julle almal. Ek dank God wat ek met 'n rein gewete dien. Ek dank my God wanneer ek melding maak van julle in my gebede. Die hele tyd is hy dankbaar. Maar verstaan mooi familie, hy het meer in tronke geslaap as in sy eie bed. Maar tog is hy dankbaar. En dan kla jy, omdat jy nou nie brood kan koop vanmiddag nie. Bly by my, ek is op pad iewers te heen. Ek wil hê, jy moet 'n kopskuif maak vandag. Ek gaan jou leer vandag deur hierdie woord, wat dit behels om 'n oorwinnaar te wees in Christus Jesus. Ons is verplig om God altyd deur te dank vir mekaar. Paulus was 'n dankbare man. Hy skryf aan die Kolosse kerk in Kolossense 4 vers 2 en hy sê, volhard in gebed en waak daarin met. Ons het 'n paar weke terug gepraat oor die woordjie waak. Waak beteken om wat te doen? Om skerp te wees, om te soek, om op jou hoede te wees. Met ander woorde, jy soek 'n geleentheid om dankie te sê vir God. Volhard in gebed en waak in gebed, waak daarin met danksegging. Hou op om te sê, Here, jy weet ons nou, ek, me, wat ek soek. Begin sê dankie. Begin waaksaam wees om te sê, weet jy wat, jy het vandag hier ingestap, jy is gesond. Dankie vir my gesondheid, Here. Dankie vir my oë. Al moet ek al met 'n +2 brilletjie lees. Ja. Hou op om die negatief in alles te sien. 'n Man en 'n vrou in Christus Jesus, wat in triomf wandel, wat in 'n oorwinning wandel, weet om eerder te soek vir die goed om dankie te sê, as om te soek waaroor om te kla. Die klank was alweer so hard. Moet jy by die huis bly, maar jy mis 'n woord wat God vir jou wil sê. Soek 'n rede om dankbaar te wees. Soek 'n rede om in jou familie, jou kinders wat nog by jou is, jou man, jou vrou. Ja, jy dalk nie 'n 5-gang maaltyd in jou huis, maar jy het iets gehad om te eet. Soek 'n rede om dankbaar te wees, want dis 'n lewe van oorwinning. Dis 'n lewe van triomf. En wanneer ons na ons geleesde gedeelte gaan, dan sien ons 2 Korintiërs 2 vers 14, sê weer, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus. Hier is iets wat ek wil hê jy moet onderstreep, terwyl daai vers daar is. God sy dank wat
Ons altyd, onderstreep dit, ons altyd, nie sekere Christene, sommige kere nie, of sekere bloedgewaste kinders altyd nie, of sommige kinders van die Here sal van tyd tot tyd 'n geleentheid kry om 'n bietjie oorwinning te smaak. Vandag is dit jou beurt en jou beurt, maar môre gaan jy bietjie sukkel, want dan is dit weer haar beurt en sy beurt. Ons altyd. Die vraag vandag is, waar is jou fokus? Want die geheim lê waar die fokus is. En ons gaan uit en delf in dit in, en ons gaan, Here, ek gaan dalk 'n klein bietjie langer as 'n uur wees. Wat ons altyd laat triomfeer. Ons almal word altyd gelei deur Jesus Christus na triomf. Altyd. Van die hartseerste goed wat ek sien in die bediening, is Christene wat verslaane lewe. Ons sien te min Christene wat triomfantlik en in oorwinning leef. Hulle leef vreugdelose lewens. Hulle leef met hanggesigte. Klaar oor alles. Murmureer oor alles. Sien die negatief in alles. Vrugtelose lewens, hopelose lewens, magtelose lewens. En dis nie God se plan en droom vir sy kerk nie. En soveel Christene het nie 'n benul wat dit beteken om triomfantlik te lewe nie. Wat het selfs behels nie, en verstaan mooi familie, ons is dankbaar, hulle is gered, want hoor mooi, hulle gaan hemel toe. Want as jy die seun van die mens glo, as jy seun van God glo, sal jy gered word. Maar daar's goed wat hulle mis op hierdie aarde. Hulle het nie nodig gehad om met 'n gesig wat hang te loop op hierdie aarde nie, want verstaan mooi, want hoe jou kop en jou oë en jou skouers lyk, by wyse van spreuke, bepaal of jy volgens ons skrifgedeelte 'n lieflike geur los, jou houding los of 'n heerlike geur, omdat jy jou identiteit ken in Christus Jesus. Of jy ken nie jou identiteit nie, en nou los jy 'n onaangename geur in die lug, wat nie tot eer van God is nie. Kan ek onthou julle my Bugatti voorbeeld? Ons sit met hierdie geweldige engine kapasiteit wat in ons gedeponeer is. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Clemens se engine is uitgehaal en 'n Bugatti engine is in my ingesit. En hierdie engine het die vermoë om 446 km/h te kan ry. Maar wat gebeur? Ons sit met die versneller in ons lewens en ons besluit om 60 km/h aan te ploeter, terwyl God het bestem het vir ons om teen 446 km/h te kan ry. Jy het nodig om die versneller te trap en te weet wie jy is in Christus Jesus. En dit ons Christene, omdat hulle nie weet die kapasiteit wat in hulle is. En hulle ken dit nie. Wat val en misluk elke dag. Hulle koppe hang permanent
negatief oor alles. Elke oggend wat hulle opstaan, is hulle alreeds verslaan. Hulle is nie lus om oor te vat nie. Hulle is nie lus om te beheer nie. Hulle is nie eens lus vir hierdie lewe nie. En verstaan my baie mooi, hulle kry skaam oor. Want hulle weet, dit moet nie so wees nie, maar hulle weet nie hoe nie. En ek gaan jou help vandag, deur die Heilige Gees, wat met jou praat vandag, en met my praat. Onthou ek het gesê, Paulus was meer in tronke. Hy het meer in tronke geslaap, as in sy eie bed. Nie omdat hy 'n moordenaar was nie. Nie omdat hy gesteel het nie. Nie omdat hy iets verkeerd gedoen het nie. Hy het net Jesus verkondig en hom as gekruisigde. En hoor nou mooi, kom ek help jou vandag. Ons moet hierdie ding snap. Wat behels hierdie oorwinnende, triomfantelike lewe? Wat behels dit? Romeine 8 vers 35 kom hy, hierdie selfde Paulus, dan sê hy, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Bly by my. Wat sal my skei van 'n oorwinnende, triomfantelike lewe? Wat gaan verhoed dat ek wegdraai en met 'n kop wat hang en mismoedig en negatief is? Niks. Verdrukking, glad nie. Benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard. Verstaan gou mooi. Met ander woorde, dis wat Paulus ervaar het. Hy ken verdrukking. Word jy verdruk? Ons word verdruk. Vervolg, ja. Die kollegas by die werk spot maar met jou, jy's mos 'n Christen. Hou hom uit, hy's mos 'n Christen, hy wil nie saam met ons gaan sypie. Hy wil mos nie saam daar na die klubs toe gaan nie. Los hom, of haar. Dis vervolging terloops. Honger? Gaan die Here ophou dien. Ek het nie eens kos in my huisie. Hy wil nie eens vir my kos gee en ek gaan die Here ophou dien. Jou arme ding. Hier sit hierdie man, Paulus, hy sê, daar was tye wat ek ook nie kos gehad het nie. Hy sê naaktheid. Naaktheid, ek het die klere soms nie. Gevaar, dit lê en loer. Die swaard, 'n swaard. Weet jy dat Paulus se kop was afgekap as 'n martelaar van Jesus Christus deur 'n swaard? En hy het gesê, bring hy swaard, sit my kop op die blok, bring hy swaard, o Here. Hy sê terwille van al hierdie goeders wat gebeur, ja, om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge, in vervolging, in gevaar, in honger, in verdruktheid, in benoudheid, in swaard, self bring hy swaard, en al hierdie dinge, my fokus is nie op goed nie, my fokus is nie op wat met my gebeur nie, bring dit aan, bring dit aan, bring dit aan, en al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, is ons meer as oorwinnaars, Dis baie duidelik, dat jou oorwinning het niks te doen met hoeveel nulle in jou bankrekening is, of wat se voertuig jy ry, en hoeveel kos in jou koskas is nie, dit het alles te doen. Kom ek bewys dit vir jou. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom, met 'n hoofletter, wat ons lief gehad, hoekom sal hy sê het, as Jesus dan nog steeds lief is vir ons. Vandaar verwys hy na wat hy gedoen het op die kruis. Hy wys terug na die liefde wat hy bewys het aan die kruis.
Hy verwys na daardie liefde en wat hy gedoen het op die kruis is ver meer as hoeveel nulle is in jou bankrekening, hoeveel huise jy het en hoeveel geluk jy op hierdie aarde het. Dis ver meer as dit. Want meer as 'n oorwinnaar is ver meer as tydelike geluk. Want jy word al 80, 90, 100 jaar oud as jy gelukkig is. En wat dan my boetie? Wat dan my sussie? Dan los jy daai 6 nulle vir jou kleinkinders. Naak het ek hierdie wêreld ingekom, naak gaan ek uit. Maar waartoe gaan jy na die dood? Want oorwinning het niks te doen met goddelike oorwinning het niks te doen met bankrekeninge, huise en voertuie en kos en geld nie. Goddelike oorwinning het te doen, wat gebeur met jou na die dood? En wanneer jy sterwe, dan begin jy eintlik eers te lewe. Jy kan nie roem en wat jy het nie. Maar meer as 'n oorwinnaar beteken ja, ek word verdruk. Ek kyk 'n swaard in die oë. Ek word vertrap. Ja, ek word bespot soms. Maar wanneer ek sê goodbye world, goodbye, dan stap ek in 'n ewige lewe in saam met Christus. Dis meer as 'n oorwinnaar. Meer as 'n oorwinnaar. O, Here help my, ek gaan nog lank praat. Dis my inleiding. Hallo Netflix. Dankie my tannie. En hier's die probleem, Christene het nie 'n idee hoe om in al hierdie dinge hulle koppe op te tel. En te sê dit vat nie aan my nie. En ek gaan jou help. Want jy begin my preek nou eers. Verstaan mooi familie. Ons gaan deur verdrukking. Maar om te oorwin. Ons gaan deur benoudheid om te triomfeer. Ja, ons word vervolg, maar ons gaan daardeur. Ons gaan deur aaklige omstandighede om te oorwin. Ek gaan nie bly lê nie. Ek is hier vandag om vir die kerk van die Here Jesus Christus te sê, ek gee nie om waar jy gaan nie, maar tel jou kop op, trek jou skouers terug en sê, ek word nie beïnvloed deur wat gesê word en gedoen word op hierdie aarde nie. Ek is 'n kind van die Allerhoogste God en ek het die ewige lewe. My sonde is vergewe. Moenie toelaat dat dit wat jy nou deurgaan jou beheer nie. Heers en vat beheer oor dit wat jy nou deurgaan. Want jy's 'n kind van God. Jy het die ewige lewe. So, hier kom ons nou by die woord uit. Ek moet gou vir jou 'n verhaal vertel. Iets wat gebeur het in Paulus se tyd. Wanneer 'n Romeinse generaal in 'n oorlog gewen het en geseëvier het, sou hy wanneer hy terugkom na sy huis toe, sou sy dorp vir hom 'n triomftog reël. Jy moet nou baie mooi hoor wat ek nou sê, want ek gaan baie praat oor hierdie metafoor. Sou vir hom 'n triomftog reël. Wat hierdie triomftog behels is, die mense sou die strate met blomme gooi. Blomme. Baie blomme. Vir hierdie generaal om op te loop. Hulle sou 'n mengsel van aromatiese organiese stowwe aan die brand steek, wierook, om hierdie aangename soet geur in die lug te versprei. Met ander woorde, hierdie triomftog was gepaard met, dit het mooi gelyk, dit het heerlik geruik.
Want verstaan mooi, hierdie generaal kom van 'n slagveld af, waar hy net bloed geruik het. Hy kom van 'n slagveld af, waar hy die hele tyd met die dood te doen gehad het. En wat hy gesien het, is net bebloede lyke, bebloede mense. Dit het akelig gelyk, dit het akelig geruik. Maar omdat hy die oorwinning behaal het in die oorlog, reël sy mense vir hom 'n triomftog, en ewe skielik loop hy op pragtige mooi blomme, en hy asem in 'n lieflike geur, wat in die lug versprei word. Maar dit stop hy net daar nie. Enter, jy moet mooi hoor wat ek nou sê. Maak so, enter. My vrou sê altyd vir my, enter. Hoor mooi, dit stop nie net daar nie. Want agter die generaal loop elke man wat hy op die slagveld in gevange geneem het. En dit, familie, was sy trofee, sy trots. Ek het hulle gaan haal. En nou loop hy op hierdie blomme. En hierdie lieflike geur wat in die lug hang. Hulle was sy trofee. Kom ek sê gou vir u net eers dit, dan gaan ons terugkom na hierdie metafoor toe. Ek het dit nou al 'n paar keer gesê en ek weet ek herhaal myself, maar dis al hoe ons leer. Volgens 2 Korintiërs 2 vers 14 is die triomf op 'n spesifieke plek. Dis nie in die 6 nulle in jou bankrekening nie. Dis nie in voertuie, huise, kos, geluk, wat ook al nie. Hy sê dit baie duidelik, 2 Korintiërs 2 vers 14, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus. Dis 'n spesifieke plek. Dis nie 'n bankrekening nie. Dis nie 'n huis nie. Dis nie geluk nie. Dis nie oorvloed van wat ook al nie. Daai triomf is op 'n spesifieke plek in Christus. So. Ek is so opgewonde, ek moet na myself in toom hou. Jesus, ons generaal, veg 'n bebloede oorlog. Dit begin by die Via Dolorosa. En hy stap op die Via Dolorosa en hy los 'n bloedspoor op die Via Dolorosa. Hulle lê hom neer op 'n kruis, slaan sy hande vas teen die kruis. Slaan sy voete vas teen die kruis. Hang hom. 'n Spies word deur sy sy gedruk. Onder op die kruis lê water en bloed uit die liggaam van Jesus. Dis 'n bebloede oorlog. Dis 'n oorlog wat ek en u veronderstel was om te veg. Maar die generaal sterf. Maar 3 dae later, toe staan hy op. Bly by my. Toe staan hy op as die triomfantelike Jesus. Toe staan hy op as die generaal wat geseëvier het oor sonde, oor die dood, oor die hel, oor Satan en al sy demone. Hy staan op as die oorwinnaar. Maar dit stop nie daar nie. Dit stop nie daar nie. Van Paulus sê, Filemon 1 vers 1 sê, Paulus 'n gevangene van Christus.
sit jou naam daarin. Clemens, 'n gevangene van Christus. Op die slagveld was ek die skuldige ene. Ek het teen die koninkryk van duisternis geveg. En Jesus op die kruis het my gevangene geneem. En raai wat? Nou loop ons saam die hemelstad in. En ons stap die ewige lewe in. En hy het sy trofee agter hom. En hy sê, Clemens is my gevangene. En elkeen van julle is my gevangene. Ons loop saam met Jesus. En raai wat? Ons het deel aan die blomme wat ons oploop. Ons het deel aan die lieflike reuke wat ons ruik in die lug. Het ons deel aan, ons asem dit in. Ons sien die blomme. Ons het deel aan die triomftog. En ons het net mooi niks gedoen nie. Ons is sy gevangene. Ai, Here, help my tog. Ek weier om 'n gevangene te wees van die wêreld. Ek wil sê vir die parlement van Suid-Afrika, ek weier om 'n gevangene te wees van julle wette, wat julle goedkeur, wat julle sê. Ek weier om 'n gevangene te wees van opinies van my. Ek weier om 'n gevangene te wees van opinies oor my vrou. Ek weier om 'n gevangene te wees van jou opinie oor my kinders. Ek weier om 'n gevangene te wees van wat jy sê oor wat ek eintlik moet doen met hierdie bediening. Ek doen wat God sê. Ek is sy gevangene. Ek is Jesus Christus alleen se gevangene en ek doen wat hy sê ek moet doen. Ek behoort aan hom en nie aan jou nie. Ek is nie jou gevangene nie. Skinder maar versprei daai leuns wat jy so leerlik wil versprei van Clemens en sy vrou en sy kinders en Kruiskyk Familiesentrum. Gaan vertel dit maar. Maar ek is nie jou gevangene nie. Ek behoort aan Jesus Christus. Ek is 'n gevangene van Jesus Christus. Hou op dat mense jou geluk dikteer. Hou op om jou te stuur en hulle het alweer van my gepraat. Jou arme ding. Tel jou kop op. En loop saam met Christus op die blomme. Asem die aroma in van die lieflike geur wat hy vir ons los. O, sy oorwinning is my oorwinning. Ek is so trots daarop om te sê, ek is 'n gevangene van Jesus Christus. Ek is 'n gevangene van Jesus Christus. Ek is 'n gevangene. Woe! Ek weier om 'n mens se gevangene te wees, maar ek is sy gevangene. En raai wat? Jesus het jou gevang, jy het hom nie gevang nie. Deur die kruis, deur die opstanding, het hy jou gevang. En raai wat? Hy lei jou die triomftog in. Dis nie omdat jy so oulik is nie. Dis nie omdat jy so mooi is nie. En pragtig nie. Toe hy die vyand oorwin het, toe hy die dood oorwin het hy my en u saam met hom geneem. En ons neem deel aan hierdie triomftog, wat maak dat ons meer is as oorwinnaars. Dit het niks te doen met rand en sent nie, dit het te doen met 'n ewige lewe. Hy lei ons die hemelstad in. Hy neem ons in hemelse plekke. Ons sit in hemelse plekke. Hy neem ons in die koninkryk van God in. Hy neem ons daar waar die menslike oog nie kan sien nie. Die wêreld kyk na my en sê, "Ai, hy kry so swaar, hy kry nie, moenie na dit kyk nie. Kyk aan my gees, mense. Ek sit in hemelse plekke. Ek triomfeer. Ek is 'n oorwinnaar, want ek is 'n gevangene van Jesus Christus en ek het deel aan die triomftog." Dis sy oorwinning. Dis Jesus se oorwinning. Maar ons geniet die glorieryke triomf en het deel daaraan. Die grootste eer wat ek en u het is
om te kan sê, soos Paulus, ek is 'n gevangene van Christus. Dis 'n eer. Want in konteks, as jy die verhaal verstaan, wat gebeur het, hoekom Paulus die goed skryf, het dit gebeur, en het gesien, die generaal bring sy trofee, saam met hom, deur hierdie geweldige triomftog. So waar lê ons oorwinning? In Christus Jesus. 2 lewens is saamgevoeg. Ek is in Christus, Christus is in my. Sy oorwinning is nou my oorwinning. Sy oorwinning is my oorwinning. En dus, familie, 'n gevangene kan nooit roem in homself nie. Want hy behoort nie aan homself nie. Hy's 'n gevangene. Die eer is die generaal se. Moenie na my kyk nie, die generaal het my gevang. Ek het maar net deel om op die blomme te loop en die lieflike aroma wat in die lug is in te asem. Dit is nie ek nie, dis die generaal. Ek is sy gevangene. En dis kom Jesus ons leer. Laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Nie my wil nie, maar u wil. Want of jy nou daarvan hou of nie, 'n gevangene het nie 'n wil nie. Jy's 'n gevangene. Jy doen die wil van die een wat jou gevange geneem het. Hulle wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Hoekom? Want ons het nie 'n wil nie. Ons is gevangene in Christus Jesus. Jou wil het gesterf saam met Jesus by die kruis. En sy wil het opgestaan by die opstanding van Jesus Christus. Kan ek nog 'n bietjie tyd hê? Nee, wat my uur is nog nie om nie. Kan ek gou nog 'n ding of twee sê, familie? Dis geweldig belangrik hierdie goed. Ek kan nie help nie, diebaar as ek beloof. Ek het dit tot vir Dr. Isak Burger gesê, toe sit ons daar by die lughawe. Toe sê ek vir hom, Dok, ek kyk altyd, waar kan ek iets uithaal? Ek wil nie so lank wees nie, maar die Here weet. Hierdie goed is goud, man. Die goed verander lewens. En ek staan nie hier om jou te beïndruk nie. Ek wil hê jy moet impak maak. Jy moet heers. Jy moet jou kop optel. Jy moet 'n glans in jou oë hê. 'n Glimlag op jou gesig. Lyk soos een wat 'n lieflike geur los. So, hier kom hy sê, maar God, sy dank. Alles begin by Papa. Abba Vader, Jehovah, sy liefde vir jou. Maar God, sy dank, wat ons laat triomfeer in Christus Jesus. God lei ons na Jesus. Jesus lei ons na die oorwinning. Omdat hy jou lief het, lei hy jou na Jesus. Jesus lei jou na oorwinning. Na die ewige lewe. So, hier's iets wat jy moet neerskryf. 'n Clemens vertaling van Johannes 3 vers 16. Is jy reg vir 'n Clemens vertaling van Johannes 3 vers 16? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy generaal gestuur het. Sodat elkeen wat in die generaal glo, sy gevangene kan wees, en deel kan hê aan die triomftog, die hemelstad, die ewige lewe. En dit begin by, so lief het God jou gehad, dat hy sê, ek wil nie hê, jy moet met 'n hanggesig loop nie. Ek wil nie hê, jy moet verslaan loop nie. Moenie kyk na die dinge van hierdie wêreld nie, tel jou kop op. Jy het die ewige lewe, deur die generaal wat dit vir jou geskenk het.
Ek gaan goed sny. Kan ek gou kyk wat kan ek sny? Ek wil regtig goed sny. Ek wil nie onnodig lank wees nie. Maar vir 33 jaar leef Jesus op hierdie aarde. Want ons kan nie praat, kom ek sê eers dit, ons kan nie praat van oorwinning wanneer ons nie praat van versoekings nie. Want elke keer wanneer jy val vir 'n versoeking, voel dit vir jou jy's verslaan. En vir 33 jaar van Jesus se aardse lewe was hy volkome oorwinnaar en triomfantelike oor elke liewe sondige versoeking, elke ding wat gelyk het so sonde. Verstaan mooi familie, dit beteken nie hy was nie versoek nie. Want hy was versoek. Kom ons kyk gou Hebreërs 4 vers 15. Hebreërs 4 vers 15 sê die volgende. Hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester Jesus wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte, dink aan hoe was jy versoek hierdie week? Wat 'n versoekings het jy gehad? Alle opsigte versoek is net soos ons. Hy het gedeel met wat jy deel hierdie week wat verby is. Maar sonder sonde. Perfek. Ek is die wynstok. Julle die lote. As jy in my bly, sal jy vrug dra. En sonder my kan julle niks doen nie. En die oorwinning wat hy behaal het, is gedeponeer in jou. Want ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy is die volmaakte een, hy is die geregtige een. Dus kom ek geregtig is waar? In Christus Jesus. Nie in my eie nie, maar in hom, want hy is geregverdig. Hy is geregtig. Hy is die een wat skoon en heilig is. Hy is in my. So, metafoor. Wanneer jy 'n stolmer is, of 'n blou bil, en jou span is besig om te wen. Ek is regtig amper klaar. Baie naby. En jou span is besig om te wen. Wat doen jy? Jy skree, ons wen, ons wen, ons wen. Asof jy die duikslaa uitgeoefen het. En die lessels het en bebloed is. Asof jy hyg na jou asem terwyl jy die 3 gaan druk het. Maar jy sit op jou sitkamerbank met 'n boks chocolates, 'n hele groot pak Simba skyfies en 'n hele bak biltong en 1 liter Coke. Maar jy skree, ons wen! Ons wen! Maar omdat dit jou span is wat jy gekies het, wen jy. Sê jy, ek wen. En die dag toe jy ja sê vir Jesus, toe sluit jy aan by die wenspan. Weet jy wie is in jou span? Die hele hemel. En hulle staan op die paviljoen en sê, go, 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 go. God die Vader is in jou span. Die Heilige Gees is in jou span. Die engele is in jou span. Die generaal wat die oorwinning behaal het oor sonde is in jou span. En dus kan ek en u sê, ons wen. Ons wen.
Ramaphosa kan maar sê wat hy wil. Malema kan maar sê wat hy wil. En die regerings en die politieke oorloë en die presidente oor die wêreld, hulle kan maar sê wat hulle wil. Maar dit weet ek, ons wen. Dit maak nie saak wat die oog sien nie. Op die ou einde wen ons. En raai wat? Die hemel wen elke keer. Nie partykeer nie. Nie sommige keer nie. Elke keer. Kom ek maak klaar. Kom ons lees gou vers 14 en 15. Terwyl ons klaar maak. Maar God sy dank. Wat ons altyd laat triomfeer. In Christus. En wat die reuk van sy kennis deur ons versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus. Jy sien wat omdat jy deel het aan die triomftog en op die blomme loop, die oorwinning loop. En hierdie lieflike geur van oorwinning wat op die kruis behaal is inasem. Is dit soos baie sterk parfuum wat val op jou. En as jy 'n goeie parfuum aan jou het, ruik almal dit. En wanneer jy by die kruis kom en by jou oorwinning kom van die kruis, die ewige lewe, jou sonde is vergewe, is die aroma van God oor jou. En dit word geruik deur ons dade, wat ons doen, hoe ons optree by die werk tussen kollegas, wat ons sê voor die kollegas by die werk, by die vriendekring, by die familie, hoe lyk die geur wat jy los? Is dit 'n geur van oorwinning wat jy ontvang het in die triomftog, of is jy besig om te stink? Want daar's geen onderskeid. Want jy ruik nes hulle. Jy praat soos hulle. Jy suip soos hulle. Daar's geen geur van triomf en oorwinning oor sonde. Dan sê hy, tot eer van God, Here, dit gaan nooit oor jou eer nie. Dit gaan oor die eer wat jou, die een wat jou gevange geneem het. My Here, dis nie omdat jy oulik en goed is nie. Maar ons los hierdie reuk tot eer van God en die hemel. Verstaan my baie mooi familie, wanneer jy verloor, nee, wanneer jy die mentaliteit het van 'n verlorene, wanneer jy die gedragspatroon het van een wat verslaan is jy 'n skande vir die hemel. Want dan sê jy die hemel verloor, want jy reflekteer, help. Jy reflekteer iets wat nie in die hemel is nie, wat nie in jou gedeponeer is nie. En ek praat met myself ook, ek is nie perfek nie, verstaan my baie mooi. Ek praat met hierdie mannetjie eerste. Ons kan nie 'n skande vir die hemel wees, want wat ons doen op hierdie aarde reflekteer tot eer van God of skande. So ons moet hierdie geur los van eer aan God bring. Ons kan nie 'n skande vir hom wees nie. Ek wonder of daar dan nog ander kerke is wat ook hierdie goed preek en teen sonde en sê wees heilig want God is heilig. Hou op om te lewe soos die wêreld. Hou op om gelykvormig te word aan hierdie wêreld. Lewe heilig voor die Here. Soek sy aangesig. Dien hom met alles wat in jou is. En saam met Afrikaans sal ek dit bly preek. Want hierdie ouetjie sal seker maak jy gaan hemel toe. Deur die genade van God. So die reuk gaan nie vir jou om te sê, hy's daar maar mooi kind van die Here nie. Check sy werke, check hom. Wow. Hey, ek het daar my uur gebid vanmôre, jy weet. Dis nie 'n geur nie. Die geur is daar waar die tekkie die teer slaan. Waar? By die wat gered word en onder die wat verlore gaan.
Die geur wat ons los, moet gelos word. Nie hier op 'n Sondagoggend nie, want jy beïndruk ons glad nie, want jy's familie. Ons is dankbaar vir jou, ons weet jy dien die Here, jy het nie nodig om ons te beïndruk nie. Maar wanneer jy hier uitstap, en jy stap by die vloekers in, jy stap by die oreerders in, jy stap by daardie sypers in, hoe lyk die geur wat jy dan los? Want nie een van ons is naby jou om jou dop te hou nie, maar is dit besig om 'n welreukende geur vir God te los, tot eer van hom. Want jy eer God met jou reuk, jou houdingsingesteldheid, jou optrede. Jy eer hom, waar? In die wêreld. By die wat gered moet word en onder die wat verlore gaan. Orkes, kom op. 2 Korintiërs 2 vers 17. Ons, my laaste vers, ons maak klaar. Omdat ons nie is soos baie ander, wat geld maak uit die woord van God nie. Here weet, Clemens verkondig so ver as wat ek kan in opregtheid. Ek weet ek praat hard met jou, ek weet daar's ander pastore en ander dominees wat so mooi praat met julle. En ek praat nie hier omdat ek dink ek is oulik of dink ek is whatever nie. En ek praat met jou omdat ek weet wat God vir jou instoor het. Ek praat met jou want ek wil hê jy moet ervaar wat God in jou lewe wil doen. Ek is opreg wanneer ek hier staan, familie, en dan sê hy in verborgenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid van God. Ons het 'n verantwoordelikheid om opreg te lewe, om 'n geur van triomf en oorwinning te los in die wêreld. Amen. Sabakuturu shekaya. Here, familie, ek weet nie wat om te doen nie. Want hier is heeltemal te veel inligting. Ek voel in my gees dat is mense wat hier sit vandag, wat sê, Clemens, iets in hierdie woord het my gegryp. Want hy het soveel goed gesê. En ek wil myself verootmoedig voor die Here as sy gevangene. Ek wil sy gevangene wees. Totaal oorgegee aan sy wil en sy plan. En as dit jy is, kom kniel hier voor. Kom aan, ek wil kyk wie die ruggraat. Kom kniel hier voor. Kom sê, Here, vandag is ek, bely ek. Ek het te lank geleef in my eie plan en my eie wil. Ek bely vandag, ek is 'n gevangene van Christus Jesus. Ek behoort aan hierdie wêreld nie. Ek behoort aan God. En sy oorwinning is my oorwinning. Familie, niemand gaan vir jou bid nie. Jy is nou met die Here besig. Jy weet hoekom jy hier kniel. En julle wat aan die bank is, jy is welkom om te bly sit. Jy kan kniel daar waar jy is. Jy kan met die Here in jou oog net buig, jou hoof net buig. U by die huis, al die kykers by die huis. Man, kniel sommer daar. Kniel. En sê, Here, ek weier om 'n gevangene te wees van mense.
Ek weier om 'n gevangene te wees van skindertonge en opinies van mense. Ek is 'n gevangene van Jesus Christus. Kniel, bely, praat met hom. Sy oorwinning is jou oorwinning. Sy heiligheid is in jou gedeponeer. Here, dankie. Abatararabosukatabababan. Surendulubosirababam. Jesus. Oh. Oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him.